Goeiemôre julle, ek groet elkeen in die wondernaam van Jesus. Weer eens so Theo hierso. Kom ons praat so 'n bietjie oor die lewe. Kom ons praat so 'n bietjie oor die lewe en die omstandighede waardeur ons gaan. Kom ons kyk na onsself vandag, ons eie lewens. Kom ons vergeet wat daar buitekant aangaan. Die dinge wat daar met die taksies aangaan, die korrupsie, die al die verkeerde dinge. Kom ons kyk na ons eie lewe en ons wees dankbaar dat ons lewe. Ek weet nie vriende, maar soms staan ek op, moeg, vol pyn, seer, en die lewe lyk soos 'n berg voor my. Maar dan gaan ek na die Here toe, en ek neem die Bybel, ek lees dit, ek bid tot God, en God tel my weer op, want u sien elke dag is 'n nuwe dag, is 'n nuwe geleentheid. Kyk ons terug na die eergisters, is daar baie dae wat ons gevoel het, soos ons nou voel, af. Het voel of ons op pad is na die graf toe, die lewe het geen sin nie. Ons is vol pyn, ons is vol lyding, ons is vol siekte. Ek weet nie, maar soms voel dit vir my so. Kom ons wees eerlik, ander dae staan jy weer op, jy's vol vreugde, jy voel gesond, jy kan huppel, jy kan dans, jy voel sommer jy kan aan die go wees. Maar dis hoe die lewe is, op en af soos die branders van die see. Maar God wil hê ons moet op hom vertrou. God wil hê ons moet 'n standvastige geloof in God hê, want hy beloof in Psalm 68, as ons glo in God sal hy dag vir dag deurdra. Kyk terug na gister, dan sien jy, die eergister en die daarvoor, daar soos vandag, toe het God jou opgetel, het jou deurgedra. Kyk, jy is hier. Dit is die bewys dat God jou deurgedra het. Selfs die psalmis, en ons gaan lees uit Psalm 119 daarvan af vers 25 af, het ook 'n tyd gehad dat dit met hom moeilik was. Ons moet waaksaam en nugter wees, want ons vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy's uit om ons te verslind. God het ons so gewaarsku in 1 Petrus 5 vers 8. Maar ons moet geloof in God hê, want standvastigheid is nodig. Standvastige geloof in God se vermoë is nodig. Ons moet gered wees, oorgegee wees aan Jesus, maar ook aan die Heilige Gees van God, wat ons gaan deurdra, wat ons gaan versterk. Kom ons bid. Here, seën u woord en spreek tot ons harte. Dit is my gebed in Jesus. En maak die gesond wat genesing nodig het. Tel die op wat verslae is. En dankie Here dat jy nog 'n dag in ons lewe gevoed het. Help vir ons om hierdie dag in te gaan met die wete. God het dit aan ons geskenk en dit is 'n nuwe geleentheid. Neem alle negatiewe gedagtes, alle probleme uit ons lewe uit, Here, en help ons om te fokus op U. Dit is my gebed in U met danksegging. Amen. Vriende, die psalmis kom in Psalm 119 verse 25 en verder, en hy sê, ek lê in die stof op pad na die graf, laat my herlewe volgens u woord. Hy sê, man, ek voel so af. Ek voel gedaan, ek voel ek is plat neergeslaan. Die lewe het geen sin nie. Ek is op pad na 'n ewigheid toe. Ek voel ek gaan sterwe. Maar Here, herinner my aan die beloftes in die woord. Laat my herlewe volgens u woord. Dan sê hy, en hy sê vir die Here, Here, ek het my verlede aan u bekend gemaak, u het geantwoord. Nou vra ek, Here, leer my nou u voorskrifte. Leer my verstaan die lering van die bevele, sodat ek u wonders kan oordink. Ek huil van droefheid, versterk my soos u in u woord beloof. Bewaar my van leenagtige wee, wees genadig en leer my u gebooie. Want Here, ek het die betroubare pad gekies. Vriende, so kan ons ook ons harte oopmaak voor God. Ons Filippense 4 vers 6 en 7 sê, bring al jou bekommernis na my toe, in gebed met smeking en danksegging. Hy sê, en dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan oorheerlik kom. Ons kan by die Here gaan kla, ons kan by die Here gaan huil, maar ons moet gaan met geloof. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Vriende, ons geloof moet nie wees soos die branders van die see nie. Nee, dit moet nie een dag daarbo wees en die ander dag daaronder nie. Nee, ons moet standvastig glo in die Here. God is getrou, God is genadig, hy is dieselfde elke dag, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, soos hy jou gister deurgedra het, sal hy jou vandag deurdra.
Ons moet lewe en die lewe geniet wat God ons gegee het. Te midde van ons stryd moet ons positief in geloof vertrou op God en God sal vir ons deurdra. Hy sê so in Psalm 68, hy sê glo in God, dag vir dag dra ons deur, want God is 'n God van verlossinge. Jy sien, 'n mens behoort elke dag, my broer en my suster, 'n afsonderlike stukkie lewe, elke dag as 'n afsonderlike stukkie lewe te beskou. En daai dag is aan jou gegee deur God. Daai dag moet jy geniet, ongeag hoe jy voel. Wees dankbaar. Miskien is jy vasgekluister aan 'n bed met siekte, maar jy het nog by jou geliefdes. Hulle wil jou eerder daar hê, waar hulle nog jou kan vertroetel, vir jou versorg, met jou gesels en jou liefde gee. Kom ons bedink, wees dankbaar vir dit wat ons het. Kom ons vergeet wat ons verloor het, kom ons werk met wat ons oor het. Jy sien, want die lewe gaan nie oor om jouself te vind, die lewe gaan daaroor om jouself te herskep en om God te vind en om doel aan jou lewe te gee. Die beste is om liefde te gee aan iemand anders, want gee jy liefde aan ander, sal jy ook liefde terug ontvang. Weet jy vriende, daar is baie dae dat ek nie wil lewe nie, ek weet u nie, daar waarop alles volkome sinloos en leeg is. Dan moet ek erken, die lewe lê tog nie in myself nie. Dit lê buite my, dit lê in God. Daarom gaan ek voort, daarom sing ek, daarom lag ek, eet ek en slaap ek, want God gee lewe. Kom ons vertrou op God. Kom ons wees dankbaar dat God ons ook vandag gaan deurdra. Jy wat daar siek is by die huis, God gaan vir jou deurdra. Jy wat die koskaste vanmôre oopgemaak het, mamma, en jy weet nie hoe jou kinders gaan voed nie, glo in God. Hy is die God wat van die onmoontlike kan doen. Hy kan in die harte werk van iemand wat aan jou deur gaan klop en vir jou sê, hier is iets vir jou. Die Here het op my hart gelê. Dit het al met my gebeur. My vriende, dit is eers wanneer 'n mens 'n kans staan om die lewe te verloor, dat jy die kosbaarheid daarvan begin ontdek. Ek wil vir jou sê, die lewe is altyd die moeite werd. Al kry elkeen van ons 'n porsie pyn, 'n porsie hartseer, saam met die lewe moet ons nog dankbaar wees. Want dit is goed om te kan lewe. Kom ons gee liefde en ons sal liefde ontvang. Kom ons dien God, want God dien ons elke dag. God wil hê dat jy moet lewe, dat jy moet positief lewe te midde van die stryd. Vriende, iemand het eens op 'n tyd gesê, mag jy al die dae van jou lewe leef. Ek het al gesien dat mense so mismoedig is. Dit lyk of hulle jare nie meer lewe nie. Nee, ons moet dankbaar wees vir elke dag. Die lewe is lank vir die elendiges, maar is kort vir die gelukkiges. Die lewe word aan ons gegee. Ons verdien dit deur dit weer weg te gee aan ander. Weet jy wat is ware lewe? Ware lewe is om vir die Here te lewe met 'n dankbare hart. Jy sien vriende, op enige tydstip kan 'n onbevredigende lewe weer in 'n avontuur verander word, maar dan moet ons dit aan die Here oorlaat. Ons moet God vertrou. J.J. van der Leeuw het geskrywe, hy sê die misterie van die lewe is nie 'n probleem om 'n probleem op te los nie, maar om 'n werklikheid te ervaar. Hy sê die misterie van die lewe is nie 'n probleem om op te los nie, maar 'n werklikheid om te ervaar. Daarom wil ek vir jou vra, vriend en vriendin, wees bly oor die lewe, wees dankbaar vir nog 'n dag wat God aan jou geskenk het. Want dit bied vir jou 'n kans om weer aan ander mense liefde te gee, om lief te hê, om liefde te ontvang. Ek en jy weet, ons lewe word gevoed deur 'n onsigbare waterbron, deur die lewende water, Christus Jesus. Kom ons aanbid hom, kom ons wees dankbaar vir wat hy vir ons elke dag doen. Ek wil net vir jou vandag sê, die realiteit van die dood wat maak die lewe kosbaar. Waardeur wat jy nou het. Lewe beteken geleentheid, al vereis dit risiko's. Moenie jou droom opgee nie, geniet die lewe, maak van dag beter. Maak dit nou beter, glo in God.
Die Here gaan jou deurdra. Dag vir dag draai ons deur. Mag ek vir jou bid vanmôre? Mag ek vir jou bid? Maar dan moet jy saam met my die Here vertrou. Kom ons bid saam. Here God, ons gaan deur ongekende tye. Tye van wanhoop, tye van ongelukkigheid, tye van onsekerheid. As ons na die nuus kyk, die dinge in die wêreld, die dinge wat rondom ons gaan, is ons 'n ou wêreldjie in chaos. En as ons verknies daaroor, Here, raak ons emosioneel, dan voel dit of ons lewe ook in mekaar sak. Maar ons wil vanmôre sê dankie, dat dit is U wat ons dag vir dag deurdra. Ek wil bid vir elke luisteraar wat luister na die boodskap, elke broer en suster van my, wat ook al 'n behoefte is, o Here, dat hulle oë op U sal hou. U sê in 2 Kronieke 16 vers 9, dat U oë deurloop die hele aarde om U sterkte bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op U gerig is. Ek wil bid vir hulle wat siek is, die wat kanker het, die wat vigs het, die wat ander siektes het, die wat COVID het, die wat in die hospitaal is, die wat by die huis is, selfs die wat net verslae is, wat deur stres gaan, die wat werkloos is, Here, die wat huweliksprobleme het. Ons kan aangaan en ons kan 'n legio van probleme wat oor die mense pad kom, voor U kom neerlê, Here. Maar ek wil maar net sê, dankie Here. U weet van hulle almal, U weet van ons elkeen. Maar ek wil vir U vra, bring verlossing aan elke een. Bring genesing, voorsiening. Ons vra dit, want ons weet, Here, U sal dit doen. Ons kom in geloof en ons bid, Here, met 'n dankbare hart, dat ons bid nie tot 'n dooie God nie, maar aan U, wat U lewe vir ons gegee het. Sal U dan nie nog vir ons ook al die ander dinge gee wat ons vra nie? Paulus sê vir ons in Filippense 4:19, U kan voorsien ver bo wat ons kan dink of vra. Dit is wat ons nodig het vandag, o Here, maar ons dank U dat U gaan voorsien. Seën ons almal, dra ons almal deur. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie dat U ons nou optel, dat U ons nou gesond maak, dat U nou voorsien in ons behoeftes. Aan U die lof, die eer en die aanbidding. Vra dit in U naam, Here Jesus. Amen. Mag God U seën en deurte maak.